Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Die registrasies vir ons Fusion Camp is nou oop. So maak seker jy registreer jou tiener so gou as moontlik. Dit is net R950. Die kamp is van die 28ste September tot die 1ste Oktober by Kiro Somerset Wes. Dis 'n kamp wat jou kind nie kan mis nie. So maak seker jy registreer sommer nou. Tydens die winterskoolvakansie sal daar geen aanddienste wees nie. Oggenddienste sal wel voortgaan om 8:30 en 10:15. Ons het 'n bord van impak waar ons saam met jou bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of 'n gebedsversoek op 'n kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Liefde deur vrygewigheid. Nou dit het my kop aan die gang gesit en ek weet julle het al gehoor en julle het baie aspekte daarvan beleef al in die preke. Maar liefde deur vrygewigheid. Wat is vrygewigheid nou regtig? Hoe dink ek daaroor en wat doen ek daaraan? Nou vrygewigheid word uit 'n ou se binneste gedryf. Amper dit wat vanmôre met die offerande gebeur het. Dit gaan nie net oor hoeveel moet ek gee, wanneer moet ek gee, hoe moet ek gee nie. Dit gaan uit iets wat hier aan die binnekant gebeur het. Iets verander in my binneste as ek by hom uitkom wat vir my gesterf en opgestaan het. Dit word 'n leefstyl. Dit gebeur nie toevallig nie, want ek moet regtig seker maak ek verstaan wat God sê as hy praat oor vergewigheid. En dit wat julle alreeds nou in die eerste 2 preke in die reeks gehoor het, gaan oor die behoefte van die gemeente in Jerusalem. Maar ek wil dalk net so bietjie van 'n ander angle daarop gee. As ek net my elektroniese Bybel hier in die gang kan kry. Daar's hy werk. Ek lees vir julle hierdie stukkie wat nou al baie bekend is, maar dit het my opnuut gegryp, nie net omdat ek daaroor moet preek nie, maar omdat ek besef het, maar die Here praat met elkeen van ons en hy begin met my as dit kom by vrygewigheid. Daar's 'n situasie in 'n gemeente in Jerusalem en nou sê Paulus, maar ons moet plan maak. Kom ons help hierdie ouens. Nou skryf hy in 2 Korintiërs 8. Hy sê broers, nou susters is ook daarby, nee, julle weet hoe werk dit. Dit is maar 'n aanspreek vir die gemeente. Dis nie asof die susters nou sê, "Jee, ek hoef nie vrymoedigheid te wees nie, ek hou wat ek het." Broers en susters dan, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Onthou nou, hulle is die ouens wat nou moet gee. Die brief is nie aan Jerusalem geskryf nie, die brief word geskryf aan die ouens wat moet gee. Hy sê, al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Nou dis 'n verskriklike klomp woorde hierdie, wat 'n ou amper moeilik kan
kan assimileer. Hoe kry jy dit in jou binneste in? Hulle was arm, hulle het gesukkel, hulle was baie verdrukking, maar hulle was oorvloedig in vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons, nou hoor daai een, hulle het by ons aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Nou dit gryp my nogal, want weet, partykeer is dit so asof weet, jy hoop die geleentheid gaan verby van gee. Dan skiep ek die geleentheid, ek skiep die moontlikheid. Hierdie ouens sê nee, hulle karring by die ouens wat dit reël, sê asseblief moet my nie uitlos nie. I want to give, ek wil deel wees, ek wil vrymoedig wees, ek wil dit beleef wat God in my binneste kom plant het, deur te gee, deur vrymoedig te wees en dit vorentoe te vat om hierdie mense in Jerusalem te help. Nou, vrygewigheid is wel ek het begin binne, ek glo met die dien van die Here glo ek dat vrymoedigheid in 'n mate begin, maar partykeer sukkel ou om te ontdek, is dit nie so nie. Nou ek weet, ek praat met 'n klomp vrymoedige ouens hierdie en dis 'n klomp ouens wat vrygewig is en alles, maar kom ons praat nou met die ouens wat nie is nie, sodat julle hulle kan gaan vertel. Is dit okay so? Die gesindheid van die ouens was net, asseblief moenie my bypass nie, I want to be part of this, hulle wil gee. Nou, my eie ondervinding oor vrymoedigheid, en ek moet nou bietjie daarby stil staan, en dalk is daar van julle ouens wat dit nou al gehoor het, wat ek nou gaan sê, sorry, Willem en Dion, Christole, en al die ouens wat nou al weet, maar ons het baie jare terug uitgereik na Oekraïne toe, en daar iets geleer wat ek tot vandag toe onthou, en soms tot vandag toe oorskaam voel. Ouens wat uit 'n armoedigheid te bly was en te opgewonde was om te kon gee. Dit was net 'n heerlike, natuurlike samestelling wat in daai gemeenskap geleef het. En ek onthou 'n klomp keer wat ons besef het, ons kom by arm mense, as jy nou in daai woonstelletjie inkom, en dan kyk jy daar rond en jy besef maar, toe hulle jou nooit of toelaat om toilet toe te gaan, toe sê hy in die kombuis. Wat is net so groot plekkie. En daar's 'n kombuis en 'n toilet en daar's nie kaste met goeders in soos ons ken nie. En hulle sit net 'n verskriklike ete voor. Alles wat hulle het, moet jy deel aan hê. Alles. En toe kom ons by mense en dit staan nog vandag vir my duidelik voor in my gees voor. Ons kom in 'n plek en sit en kyk nou na wat daar aangaan in die huis en ons beleef die mense gasvryheid en daar's goed teen die muur. Sulke kleivorms wat nou sekere geboue uitbeeld. En ons bewonder dit toe en die tolk sê, maar dis 'n gebou se afdruk en julle die gebou vandag besoek. Ons was saam by die spesifieke gebou en dis nou die prentjie teen die muur. En ons sê, maar dis pragtig, want dis nou vir ons 'n mooi koneksiepunt. In die volgende oomblik is daar 'n fluistering in die gesin. Die dogtertjie sleep 'n stoel nader, sy klim op die stoel, haal die goed van die muur af en gee dit vir ons. Dis net so natuurlik. Ons is naderhand benoud om iets te waardeer, want dan kry jy dit. Ons is daar met goed uit die Oekraïne uit weg wat ons regtig nie wou gehad het nie. Ons maak 'n fout eendag, ons is by 'n mark en daar's 'n so straatmark en daar's 'n teestel. Maar absoluut verruklik akelig. Jy het in jou lewe nog so iets gesien. Dis goudkleurig, maar dis kitsch met 'n turbo. Dis seriously lelik. En ons staan en bespreek hoe sleg die ding lyk. En die Ukrainians kyk na ons en hulle verstaan nie wat ons sê nie, en in die aandag wat ons aan daai goed gee, besluit hulle net, hulle moet dit hê. En daar gaan ons terug Suid-Afrika toe met 'n hele boks vol verskriklike goed wat ons net so gou as moontlik van ons slawe wou raak. Maar dis wie hulle was. Hulle wil net gee. Daar was 'n natuurlike gee. En dit het gemaak, en ek wil nie te lank aan die storie vashou nie, want daar's ander goed wat ons oor moet praat. Maar die gee, ek wil amper sê gee gees wat hulle gehad het oorgegaan in iets wat uiteindelik 'n wonderlike getuienis geword het, want
Ons het leer kennisgewers, mense wat sommer net gee, omdat hulle lief is vir mense, lief is vir die Here en lief is vir gee. Toe kon ons die pastoor en sy vrou Suid-Afrika toe nooi, destyds toe ons in Pretoria en Doxadeyo was, en toe ons 'n bietjie hulle rondgevat het en hulle maak hulle behoefte bekend aan die vestiging van 'n kinderhuis in daai land waar 'n klomp weeshuise onder aaklige omstandighede kinders grootmaak. Toe raak daai vrygewigheid deel van die mense wat hulle beleef in Pretoria. En Doxadeyo gee in, ek kan nie onthou, Bokkie, paar weke, gee hulle genoeg geld dat ons 'n huis in die Oekraïne kan koop om 'n kinderhuis te word, en ons meubileer die huis en rus die huis toe met lakens, duwys en ek weet nie al die geite nie, maar die hele huis is kontant betaal. Daai tyd kon jy nie geld sommer oorplaas nie, ons is met 'n kussingsloop vol geld, regtig, letterlik, vol dollars oor soontoe. En ons kon die huis koop, en vandag is van daai kinders lankal uit die kinderhuis uit, maar praat baie gereeld met ons, en dit is net so wonderlik dat die vrygewigheid weerskante toe gegaan het. Maar om dit te kon beleef was iets anders. En ek het myself die vraag baie keer afgevra, is ek vrygewig? Vra 'n bietjie vir jouself die vraag af, is jy vrygewig? Of het jy ook 'n garage vol rubbish wat ander ouens graag nodig het en jy's te bang om weg te gee? Dalk is ons nie vrygewig nie, dalk verstaan ons nie wat dit beteken om te ontvang en om te gee nie. Maar dalk is jy 'n baie vrygewige mens, en dan wil ek jou regtig aanmoedig om aan te hou daarmee. Want ons kan so maklik vashou aan goed, né? Nou, voor ek oor hierdie gedeelte praat, hierdie definisie, vergenoegdheid is iets wat ons ook in die Oekraïne geleer het. Ouens wat net blote vrede is met wat hulle het. Dit is net amazing. Ek het net gewonder as 'n ou kan tevrede wees. Paulus praat ook al van, hy sê, ek het vergenoegd geword met wat ek het. Hy sê partykeer het ek niks gehad nie. Partykeer het ek te veel gehad, maar ek was vergenoegd. En ek dink in ons samelewing is vergenoegdheid nogal 'n uitdaging om raak te loop. Is dit nie so nie? Want ek wil meer hê en groter en duurder. Ek het al gewonder as ek baie geld gehad het, hoe groot sou my kar gewees het. Maar ou kan net, ek meen, 2 mense kan net soveel plek vol sit in 'n kar. Maar ek wonder partykeer, vergenoegdheid, is ons tevrede. En daarmee sê ek nie, ou moet vrede maak met moeilike goed wat jy kan uitsorteer nie, maar vergenoegdheid in die Here is iets anders. En dit sê baie van hierdie definisie van vrygewigheid. Ek sê dit nou in Engels. Generosity is the quality of being kind and willing to give or share freely with others, whether it involves money, time, help, attention or resources, without expecting anything in return. Ek het gedink, dalk moet 'n ou oor geld praat as jy praat oor vrygewigheid, maar dit het eintlik min met geld te doen. Geld is iets wat ingeskakel word by vrygewigheid, natuurlik. Maar daar's baie goed wat vrygewigheid uitspel, wat niks met geld te doen het nie. Ek dink aan tyd. Iemand sê, vanoggend net terwyl ons koffie drink, dit is goed om met ou mense te gesels, hulle het gewoonlik baie tyd. Nou een ding wat ek nou regtig het, en kyk, ek is nou nie, ek praat nou ou mense is ou mense. Ek is nie, ou mense is ander mense. Maar ek het verskriklik baie tyd. Ek sê vir Peter, ek sal van my verstand af raak, so baie tyd het ek nou. So ek is nou op 'n stadium, wat ek soveel tyd het, dat ek werk soek. Ek moet net iets doen, want ek kry nie tyd opgebruik nie. Dis verskriklik baie tyd. In die week moes ons mekaar uithelp oor watter dag van die week het is. Dis verskriklik. So baie keer moet 'n ou net tyd sien as iets wat jy uit generosity kan gee vir ander mense. Want as jy daai baie tyd het, as God jou geseën het met soveel tyd, dan is dit nie vir jou eie gebruik primêr nie. Maar dit gaan oor op wie jy fokus, as Jesus die koning van jou lewe is. Nou daai gedagte van without expecting anything in return, dis nogal 'n groot een vir ons volkie om dit te verstaan. So dit gaan nie primêr oor geld nie, dit gaan baie keer, en dis wat Paulus skryf in hierdie brief, dit gaan oor genade en dit gaan oor bediening,
dit gaan oor diens, dit gaan oor vennootskap, koinonia, die mense wat by mekaar kom, en dit gaan oor dankbaarheid en geregtigheid. Nou, as ek kan gee, vanuit dit wat ek ontvang het van die Here, dan gaan dit ook oor iets soos geregtigheid, deel van my getuienis. Wat sê ek oor wat ek ontvang het van die Here, oor genade en vergifnis en redding? En baie keer as ek tyd het, dan kan ek met mense sit en luister ook na hulle ongesteldheid, of hulle misverstand tussen wat die Bybel sê en wat hulle beleef, al daai goeder. So geregtigheid is iets wat na vore kan kom, en dankbaarheid en vergifnis en getuienis, bloot omdat ek tyd ook gee, nie net geld nie. So ons kan nie vashak by geld as dit kom by vrygewigheid nie, maar glo my, dis nogal 'n belangrike meetinstrument, is nie so nie. Want wie beheer jou beursie? Nou die manne sal nou die vrou so met die elmboog in die sy steek en sê, "Wel, in ons huis weet ons wie beheer die beursie." Maar dit is so, as jy ou se beursie in die hande het, dan het jy die mens gewoonlik in die hande. Want die beursie dikteer baie keer jou formaat van vrygewigheid. En dis nie eintlik wat die Bybel meet nie. Maar dit is so, geld is 'n belangrike ding, en baie keer meet ons sukses en ons vrygewigheid aan die beursie. Maar vrygewigheid voorkom in 'n mate die stagnasie wat plaasvind as dit kom by lewenskwaliteit. Want ons stagneer, want ons maak by mekaar. Nou ek het nou al dit bely, ek bely dit net weer. Ek het dit by mekaar maak gees. Want ek glo die Here kan my mee help, maar ek weet nie hoe om dit te laat doen nie. Ek het al gedink ek moet 'n week verlof vat, want ek is op verlof, maar ek vat 'n week verlof, en ek gaan weg, en ek gee vir iemand my garage se sleutels. Want ek het nie die vermoë om my garage in so mate aan te spreek, dat ek van die goed kan ontslaa raak nie. My kleinseun het eendag daar gekom, toe sê hy, "Weet oupa wat in al hierdie kratte en bokse is?" Toe sê ek, "Ivan, ek het nie 'n klou nie." Toe sê hy, "Maar kan 'n ou dit nie net weggooi?" Ek sê, nee, wow, eers kyk. En ek het al probeer, ek gaan nou garage skoonmaak, dan pak ek uit, en dan pak ek in. So my garage is netjies in die einde van die dag, maar ek het niks weggegee nie. So daar is 'n ding van laat 'n ou bietjie sukkel, en jy stagneer, en dis eintlik nie 'n goeie ding nie. Dis nou belydenis van my kant af, so as jy wil bid vir my vir iets, daar's hy. Ek wil nie stagneer nie. Stagnasie maak 'n groot probleem. Ons op die plaas het ons 'n sementdam gehad, so agter die huis. Ons kon lekker daarin swem en alles. Maar op 'n stadium, toe my maale goudvisse, groterige goudvisse, hulle het net so lank in die dam gesit. En die visse het geleef, lekker geleef, hulle het kos gekry elke dag, my ma het vir hulle oats gegee, rou oats, en die visse was happy, en as jy so aan die water klap, dan kom die visse by mekaar. En toe op 'n stadium te sien ons maar, die visse begin groeisels kry op hulle lywe. Hulle het sulke, dit lyk sleg, dis groeisels, dit is soos 'n ekstra stuk lyf wat daar uitgroei, dit is lelik. Toe kom ons agter, maar daar kom nie genoeg vars water in nie, want dis 'n droogte tyd, so die boorgat het opgedroog, waar die water gedurig ingepomp het, en dat min uitgegaan, want dis 'n probleem, jy kan net nie 'n vloei bewerk deur die dam nie. En toe sê iemand, maar al wat hulle kort is suurstof. Die visse kry nie suurstof nie, want die water het gestagneer. Daar kom niks uit nie, en daar kom niks in nie, en daar kom niks uit nie. En dis presies wat gebeur as ons nie generously leef nie, as ons nie bietjie vrygewigheid beoefen nie, dan stagneer ons, want ons kyk net hoe beskerm ons dit wat ons het. In tyd, in bediening, in geld, in saam wees, in koinonia, en al die goeders, dit raak regtig 'n stagnasieprobleem. En dis by the way, hoekom die dooie see dood is. Het julle geweet hoekom is hy dood? Dis nie van een of ander vreemde virus nie, dis bloot stagnasie. Die dooie see het 'n invloei, maar nie 'n uitvloei nie. En dis hoekom hy doodgaan en letterlik krimp op hierdie oomblik. Omdat hy stagneer. Nou, die Bybel sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Maar dit is andersom ook. Daar waar jou hart is, sal jou skat ook wees.
En dan praat 'n ou baie keer van geld. Sonder om nou net oor geld te praat, moet hy ook van geld praat, want waar belê jy? Waar sit jy dit weg wat jy glo die Here jou voor aanspreek? Vrygewigheid gebeur nie sommer net van self nie. Daar is natuurlik 'n spontane gee, dit is so, baie keer kry ou die urge, jy moet gee, is dit nie so nie? Jy weet wanneer jy moet gee. Maar ons gee nie net op urges nie, ons gee nie net spontaan, nou en dan as ons voel, hier's 'n worthy cause of so iets nie. Dit gebeur nie sommer nie, ek moet beplan, soos daardie gemeentes wat Paulus mee gepraat het, om te gee vir Jerusalem. Daar moes 'n beplanning gebeur het, stadig maar seker moes hulle 'n stukkie uit een kant sit vir 'n sekere saak. En daardie saak was die gemeente in Jerusalem wat swaar gekry het. So dit gebeur nie self nie, maar dit vat nie spontaniteit weg nie, want partykeer weet jy net jy moet gee. Jy weet net dit. En ek herinner my aan 'n ding wat gebeur het in Pretoria met een van die Doxa pastore daar. Hy het 'n baie ryk sakeman wat hom kom sien in die kantoor en heeltyd voel hy, maar ek moet vir hierdie ou R100 gee. Nou sê sy, kyk, jy praat mos nou, jy het mos nou twee mense, die gees en die vlees. Het jy al met jouself so gepraat? Die gees sê iets, dan sê jou vlees vir jou, nee man, jy verstaan verkeerd, en dan daar's daai gesprek tussen die vlees en die gees. Nou sê hy heeltyd vir sy vlees, gee. Maar die gees sê, nee, hy's 'n ryk ou. Wat gaan hy maak met R100? Hy's 'n baie ryk man. En heeltyd terwyl hy praat, kom die urge, hy moet vir die ou R100 gee. En uiteindelik gee hy nou maar oor. Die vlees het nou verloor, die gees kom uit en hy sê vir die ou, ek weet nie wat jy nou dink daarvan nie, maar ek voel duidelik ek moet vir jou R100 gee. Nou haal hy R100 en hy gee vir die ou. En die ou het letterlik trane in sy oë gekry. Hy sê, jy sal nie glo nie. Ek het nie geld nodig nie. Maar ek het iewers net 'n bevestiging nodig gehad van my afhanklikheid van die Here vir wat ek het. So ons dink baie keer, ons vlees sê, maar ek kan nie, never mind die urge, ek kan nie, want my kop maak 'n som. Uit die gees kom maar 'n heeltemal ander boodskap en sê, hierdie man het nodig om te weet hy's afhanklik van die Here. So die R100 het hom niks gehelp nie, maar die wete dat God sy bron is en nie hy self nie, was eintlik waaroor dit gegaan het. Nou sonder beplanning word dit baie keer net 'n goeie voorneme om te gee. Ek weet ek praat nou, I'm preaching to the choir now. Maar het jy al gevoel jy's in 'n diens en dan spreek iets jou aan en dan maak jy besluit. Van nou af. Wie het dit al gedoen? Ons het al sulke goed gehad met huwelikseminare en manne geleenthede. 'n man moet nou vir sy vrou sê, baie keer hy's lief vir haar. Is dit so? Jy het dit al gehoor, dan besluit ou, ek gaan dit dadelik doen. Ek onthou een keer in my eerste gemeente, Escort, so miniatuurgemeente daar in Natal. Hou ons so mannegeleentheid en ek sê vir die ouens, hoe gereeld sê jy vir jou vrou jy's lief vir haar? Maar die verstomming op daai gesigte. Hoekom sou dit nou wil doen? Regtig, dit was 'n ernstige storie, maar ek oortuig hulle toe, hulle moet dit probeer. Nou ek weet nie hoeveel het probeer nie, maar een weet ek het probeer, want hy het my gebel. Hy sê toe hy by die huis kom, hy maak die deur oop, hy gaan in, hy sê vir sy vrou, ek is lief vir jou. Hy sê, sy spring terug en sê, is jy mal? Want ons het baie keer voornemens wat ons nie uitoefen nie, en dan as ons dit uiteindelik uitoefen, dan dink ouens, ons is van ons verstand beroof. Maar baie keer word ons aangespreek oor iets, soos byvoorbeeld gee. Ek gaan van nou af, watch my nou. Of ek gaan wat ook al doen, sekere goed wat ek voel, die Here urge my om te doen. Maar dan, sonder beplanning, bly dit bloot 'n goeie voorneme, is dit nie so nie? Paulus praat van goeie beplanning, nie net slegs van emosionele oomblikke nie, maar beplan rondom 'n ou se vrygewigheid. Tyd, begroting, gedagtes, jy weet, ek begroot spesifiek om sekere goed te doen. As ek besluit, ek betaal my water- en ligterekening of my eiendomsbelasting en ek doen dit en dan bly dit net 'n goeie voorneme, maar daarvoor beplan ons baie maklik. Ons het 'n budget, ons beplan, ons het sekere goed in plek,
maar om regtig net te beplan vir generosity is 'n heeltemal ander ding. Nou, daar's 'n ander interessante gelykenis, ek weet nie of jy dit al gelees het, die gelykenis vir die 5 swaalkies, julle wat die Bybel so goed ken. Dit lyk nie of daai ligte aangaan nie, so ek neem aan julle ken nie daai gelykenis nie. 5 swaalkies, as dit swaalkies is daai, ek vertrou nou maar AI, dis swaalkies. Maar as dit 5 swaalkies op 'n draad, een van hulle besluit om te vlieg, hoeveel bly oor? Dis 'n vraag. Hoeveel bly oor? Het jy gesê 5? My magties, hoor jy, hierdie is 'n skerp blok. Hierdie ouens. Nee, hoorie, baie dankie daarvoor. Maar die eerste gedagte is, jy weet, okay, die ander vlieg ook saam of hulle bly oor, maar hy het net besluit. En dis baie keer die probleem van kerk wees. Ons besluit, man, dis verskriklik so ons kan besluit. Ons kan commitments maak en besluite neem, maar as ek nie vlieg nie, gaan ek nêrens heen nie. So daai 5 swaalkies sit net rustig, en baie dankie hierdie kant, baie rustig op daai draad, want hulle het besluit. En hoeveel keer in ons geestelike journey besluit ons goeters? Besluit om Bybel te lees. Dit klink na 'n goeie plan, veral sekere preke neig in daai rigting, wat sê, nou moet 'n ou elke dag Bybel lees. Ek gaan van nou af elke dag, of ek gaan die hele Bybel lees, van Matteus tot by kaarte, of van Genesis tot by kaarte. Ek besluit om my vrou te sê ek is lief vir haar. Ek het besluit om dit of dat te doen. Maar besluit alleen help 'n ou niks, want iewers moet daai besluit in aksie oorgesit word. Vergewigheid is nie iets wat ek doen wanneer ek genoeg het nie. En dis dalk 'n groot praktiese uitdaging. Ek het verlede keer toe ek hier was, daai voorbeeld gebruik, maar ek moet dit nou, want dit pas nou by die reeks. Net na ons bekering, toe Petra eendag by die huis kom, na 'n gesprek, wat sy saam met 'n klomp vrouens gehad het. Okay, dis groot moeilikheid, dis die vrouens saam kuier. Teens kinderkoekies, dan moet jy weet, dan is daar nou groot dinge wat kom. Nou kom sy by die huis en sy sê, die Here het vir haar gesê, ons moet ons 10de betaal. Nou, dit was 'n eenvoudige begrip, as jy vir 'n salaris werk, 'n 10de van wat jy huis toe bring, dit is so 'n 10de werk. En sy sê, nou moet ek dit weggee. Nou sê ek vir haar, Bokkie, jy moet net mooi verstaan, dat die huidige budget werk nie. So, op hierdie stadium, is ons so tussen gelykbrekend tekort. Nou moet ek 'n 10de van dit vat, en dit weggee, al is vir die kerk, is nou nice, dit kan ons nou nie werk nie. En toe besluit ons, om dit wel te doen, en toe vlieg die swaalkie. En ons doen dit nog steeds. Want vir een of ander rede het daai budget, wat nie uitgewerk het nie, net so voldoende gebly, nadat ons daai besluit in aksie gesit het. So dis nogal 'n belangrike ding, om nie te dink aan wanneer jy genoeg het nie, want ons neig om te dink, as ek iets oor het, gaan ek dit gee. Nou wanneer het 'n ou iets oor? As ek iets oor het, dan dink ek, okay, daar kan 'n paar goed bygekoop word. Daar's nog plek in die garage, as ek so kyk in my gees, weet ek, daar's 'n rak wat nog 'n boks of 2 kan vat. Maar baie keer wag ons dat ek genoeg het voor ek kan gee, en dis wat die Here sê, nee, dit werk nie so nie. Vooraf moet jy besluit wat jy wil gee, en jy kan gee. Dis deel van disippelskap wees. Nou, hoe kan ek my lewe inrig, doelbewus, dat ek uit my hulpbronne vir ander kan gee? Nou, hierdie 2 verse in die Amplified wil ek net vir jou lees. 2 Korintiërs 8 vers 7. But just as you excel in everything and lead the way in faith, in speech, in knowledge, in genuine concern, and in your love for us, see that you excel in this gracious gift of giving, this great gracious work of giving also. So al die eerste paar goeders, ons is bekend daarvoor dat ons geloof het, want dis hoekom jy hier is. Ons is bekend daarvoor dat ons kan praat, en kyk, praat kan ons praat, nee, ons kan verduidelik vir mekaar. Ons kan kennis hê, want die veelvuldige kennis
pockets, as ek so kan kyk, oor die gehoor. Ons weet, baie keer kan ons erg omgee vir mense. Hy sê maar soos jy in Excel en al hierdie goed, kan jy ook in die gee, dan fisies vir hulp vir daardie gemeente, op dieselfde manier doen. Die volgende vers, I'm not saying this as a command, go to dictate to you, but to prove by pointing out the enthusiasm of others, the sincerity of your love as well. So die vraag is, het dit te doen met geld? Dit het ook te doen met geld. Ek dink is baie belangrik om te weet dat geld 'n deel is daarvan, maar dit is 'n baie sigbare middel om te toets of ek vrygewig is. En dit is ook 'n baie goeie manier om regtig te help waar dit nodig is. En daardeur sê ek nie vir elke ou wat jy sien moet jy gee omdat jy vrygewige mens is nie. Mens moet ook vertrou dat die Here jou lei in daai opsig, maar dat ou beplan om weg te gee, dis baie belangrik. En dan die besluit, besluit ek of vlieg ek? Kyk, besluit op 'n vergadering is 'n wonderlike ding. Mense hou baie keer 'n vergadering, dan het jy 'n aksielys of 'n sakelys en dan het jy notiele. En dan die volgende maand, as jy weer vergader, dit is dieselfde sake nog steeds op dieselfde aksielys en notiele is maar net dieselfde as die vorige keer, net die datum verander. Kom ek vertel vir jou wat gebeur het. Ek en Petra het op 1 Julie 'n vergadering gehou. Ek het hom maande lank aangekondig, want ons moet besluite maak, groot besluite. En sy dots daai besluite professioneel. Jy kan nie glo nie. As ek my laptop oopmaak en daar's 'n spreadsheet op, dan maak sy klein spoortjies. Dan moet sy dringend toilet toe gaan of gaan bel of ek weet nie wat doen nie, maar sy's gone. Dus sê ek, 1 Julie Bokkie, hou ons 'n vergadering en die spreadsheet gaan daar wees. En toe kom ons by mekaar ewe amptelik by die eetkamertafel sit ons en ons hou ons meeting. En ja, 1 Augustus hou ons weer 'n meeting, ek wil net sê. Ons het nêrens gekom nie. Maar die besluite wat nie in aksie oorgaan nie, bly net besluite, dan gaan die swaalkie nie vlieg nie. So ons vertrou die Here om regtig vir ons, dit is maar net iets wat ek ingooi nou, wat ek nie voorbeplan het nie, maar vir ons, glo ek, gaan hy wysheid gee om die regte besluit te neem, maar die besluit alleen gaan nooit iets doen nie. Daai swaalkie moet vlieg, of hy moet besluit, ek is maar net 'n besluiter. Ek is nie 'n vlieër nie, ek het hierdie vlerke net vir mooiheid, maar ek is 'n professionele besluiter. En ek dink, ons kan mekaar challenge op die gebied van vrygewigheid, baie maklik. Ek dink, elkeen van ons weet, is ek vrygewig of nie. Dit is so dat vrygewigheid ou partykeer in die moeilikheid bring, want ek was al so vrygewig op 'n stadium dat ek goed weggegee het, wat ek regtig nodig gehad het. Nou het ek baie goed ek nie nodig het nie, maar as goed ek nodig het, wat ek klaar weggegee het, en ek kan nie gaan terugvat nie, want ek het dit weggegee. So mense moet ook nie net gee, omdat jy dink, dis oulik, en mense gaan jou raak sien, en kyk hoe goed is ek as ek gee nie. Kom ons beplan vooraf. En dan net om af te sluit, en ek wil regtig saam met jou bid daarvoor. Dalk moet ons op 'n plek kom waar ons 'n sirkel kan trek, om ons inkomste en uitgawe. Om 'n sirkel te trek, om te sê, dis wat ek nodig het, om behoorlik te kan lewe, om sinsvol te kan lewe. Dit wat nie in hierdie sirkel pas nie, is in elk geval, soos al die ander goed, ook nie myne nie, maar dis nie nodig vir my nie, dit kan ander mense baie makliker gebruik. Die gemeente in Jerusalem waar Paulus van praat, daar moet goed gebeur in daai gemeente, en dalk sit die eienaars van daai goed op 'n ander plek, en ons het nie die sirkel getrek nie, want meer ons inkomste is, hoe groter word die sirkel. Nog 'n kar, nog 'n boot, daar in Langebaan is dit mos so, as jy verhoging kry, koop jy 'n boot. Nou ek kry glad nie verhoging, want ek kry nie meer salaris, so ek koop nie 'n boot nie. En ek word in elk geval seesiek op die dekselse goed. Maar verstaan nie van die sirkelbeginsel, dalk moet ons begin bepaal, maar vrygewigheid gaan ook oor goeie beplanning. Dis wat ek nodig het, Here, die res wil ek graag mee bless. Of dit geld is, of tyd is, of bediening is, of betrokkenheid is, en wat die maklikste om nou aan oor te dink is, partykeer is dit so eenvoudig, dat partykeer net jou 2 ore is. Daar's mense wat behoefte het aan jou ore,
Nie om aan hulle te vat of iets nie. Om te praat. Om genoeg tyd te kan hê en te sê, Here, ek is so generous, ek is so vrygewig. U het my so gemaak. Ek wil graag na mense luister wat nodig het om te praat. En baie keer is daar nie so iemand beskikbaar nie, want ons is almal besig. Ons hardloop almal rond. Ons het nie tyd om ons ore aan mense beskikbaar te stel nie. Ek sê nie jy moet die ore uitleen nie. Dis 'n ander ding. Verstaan asseblief mooi. Moenie ore uitleen nie, want jy weet nie wat 'n toestand jy gaan terugkry nie. Maar om ore beskikbaar te stel, 'n skouer om daar te wees, om net na mense te kan luister. So die vraag is jy vrygewig? Ek moet sê ek het baie om te leer. Hierdie trippie en hierdie reeks het my nogal baie aangespreek. En dit het my duidelik aangespreek omdat ek weet dit gaan nie net oor geld nie. Geld ook. Het gaan nie net oor geld nie. En ek wil saam met jou bid, ek wil vir onsself ook bid, ons wil inspring in hierdie hele groep van gemeente gelowiges wat by mekaar gekom het, om seker te maak, ons verstaan, dat ons aan die Here behoort, en dat alles wat ons het, in elk geval syne is. En dis die kruks van die saak. Wil jy asseblief vanmôre saam met my staan nie? Kom ons bid net saam, oor die beginsel van vrygewigheid. Here, soos ons voor U staan, dan besef ons is okay met U. U is okay met ons. In ons worship het ons dit baie duidelik beleef, dat die naam van Jesus uitstyg bo elke vrees, angs, tekortkoming, elke vyand. So ons is okay met U en U is okay met ons, en ons dankie daarvoor, Here. Maar nou bid ek dat U ook in die beginsel van vrymoedigheid en vrygewigheid met ons werk. Dankie vir wat U doen en wat U gee, wat U beskikbaar stel. Dankie dat U ons vergenoegd maak in hierdie lewe. Maar ek bid ook, Here, dat U in ons harte baie duidelik sal praat oor vrygewigheid. Om beskikbaar te wees vir ander mense, of dit nou rand en sent, of goedere, of tyd, of bediening, of wat ook al is. Dankie, Here, dat U dit doen in ons harte, en help ons om van besluit na aksie oor te gaan. Dat ons nie net besluite neem nie, maar dat ons sal afvlieg van hierdie draad af, om ook dit te doen waarvoor U ons geroep het. Ek bid dat U elkeen van ons sal seën, Here. Dit is so wonderlik om net saam te kom, en saam te worship, saam met die woord te kuier, en net saam te wees as liggaam van Christus. Dankie dat U elkeen wonderlik seën, en ons glo dat ons voorneme op 'n besluit en aksie sal uitloop. Baie dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am fullness in His love.
is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.